baie hartlik welkom aan elkeen hier by Harmonie Gemeente. Dit is so lekker om hier op 'n koel oggend hier saam te sien. Mag die Here en sy wonderlike Heilige Gees hier op Pinksterdag vir jou op 'n baie spesiale manier ontmoet. Net oor Pinkster Sondag, in my hart het daar so baie goed gebeur in ons reeks nou hierdie week en in my voorbereiding. En ek gaan daar waar die disippels moet wag op die belofte. En al wat hulle weet is, God het gesê, gaan wag, ek gaan 'n ander trooster stuur. Daarom is daar maar opwinding gewees. Wat gaan die Here doen? Hoe gaan dit lyk? Hoe gaan dit wees? Nou mag daar iets van daardie verwagting in ons harte wees, vir God se Gees, net hoe hy wil, soos hy wil, op hierdie Pinksterdag. Baie hartlik welkom. As jy vandag sing, wag op die Here. Die woorde en dit wat Lindy saamgestel het en wat hulle sing, sê vir jou genoeg dat jy kan wag op die Here. Connect met hom. Vergeet van alles. Jy hoef nie eens te worry oor kos na kerk nie, want jy gaan hier kry. En fokus net. Hierdie is 'n Pinkster Sondag. Laat toe dat God se Gees jou op 'n baie spesiale manier ontmoet vanoggend op Pinkster Sondag. Ons gaan offergawe opneem na my gebed. Want ek sê vanoggend vir Rita toe ek ry, dis eintlik deel van ons lofprysing, van ons offer, van ons aanbidding. So ons gaan eers bid, en dan gaan ons offergawe opneem, en dan gaan Lindy en die span vir ons direk in heerlike lofprysing en aanbidding vat. Kom ons bid saam. Wonderlike Hemelse Vader, baie dankie vir die oggend. Dankie vir die waarborg van u teenwoordigheid. Waar 2 of 3 in u naam vergader, daar is u. Kom raak ons aan, Heilige Gees, op 'n manier wat ons nog nooit eers verwag het. Kom maak ons bewus van u soete Heilige Gees. Maak ons bewus van u krag. Bid vir die kinderbediening wat bedien vir die kindertjies, seën hulle asseblief, Here. Bid vir Rassie wat hier bedien, gebruik hom. Mag ons die woord hoor wat u vir ons wil bring. En terwyl ons sing, ontvang die offer van ons hart. En ook dit wat ons gee, Here, dat u daarin verheerlik word, in Jesus naam. Amen. Dale, stormwinde, is die tale wat lees. Daar moet 'n God wees. Wilde waters, dorre duine, platte blomme in woestyne wat skree. Daar moet 'n God wees. Harde stemme, donker wolke, roep die nasies, alle volke, 'n kreet. Daar moet 'n God wees. Die skepping getuig, dat die mens dom moet wees.
I want to see you. Groot is die Here, die waardige eer in die heilige stad hy leef. Die hele aarde juig en groot is die Heer in wie ons die oorwinning het. Dit is hy wat ons van die vyand red. Ons val in eerbied neer. Met hande op ons in omroep, met harte vol van dankbaarheid oor wat hy vir ons doen. Ons vertrou in naam o elke dag, want Die alleen is God vir ewig, die alleen wat heers bovenal. is die Here, die waardige eer in die heilige stad hy leef. Die hele aarde juig en groot is die Heer in wie ons die oorwinning het. Dit is hy wat ons van die vyand red. Ons val in eerbied neer. Met hande op ons in met harte vol van dankbaarheid oor wat hy vir ons doen. Ons vertrou in naam o elke dag, want Die alleen is God vir ewig, die alleen wat heers oor van ons in met harte vol van dankbaarheid oor wat hy vir ons doen. Ons vertrou in naam o elke dag, want Die alleen is God vir ewig, die alleen wat heers met hande hoog ons in naam kom roep, met harte vol van dankbaarheid oor wat hy vir ons doen. Ons vertrou in naam o elke dag, want die alleen is God vir ewig, die alleen wat heers bovenal.
the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. No thinking compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your Let us become aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your Heilige Gees, ons is so bewus van die teenwoordigheid vanoggend, Vader. Here, ons kom met harte oop en harte vol afwagting vanoggend na U toe, Vader. Here, ek wil vra dat U vanoggend hier sal wees, dat U met ons sal wees op hierdie Pinkstersondag. Here, dat ons die Gees sal beleef soos ons dit lanklaas beleef het, Vader.
En dat die dalk van ons onder ons sal wees wat die Heilige Gees vir die eerste keer sal beleef, Vader. Here, dankie dat U hier is vanoggend. Dankie vir die goedheid, dankie vir die guns. Dankie dat U hier is. Ons loof en ons prys die wonderlike naam van Jesus. Amen. Julle kan maar sit, baie dankie. Goeiemôre. Nou dit is waar wat Hugo gesê het, dit is nie altyd maklik om die bo te staan nie. En ek het lanklaas hier gestaan. So ek wil jou vra vandag, gun my ten minste 3 foute. 3 foutjies, daarna kan jy 'n e-pos skryf, jy kan kom klaar, jy kan kom koffie drink by my. Ons kan met liefde daar gesels. Maar dit is 'n groot voorreg om vanoggend met julle te kan gesels en ons gaan verder met ons reeks hier by Harmonie Gemeente oor ons Pinksterreeks. En vir die volgende 2 weke wat nog oor is, gaan ek en Hugo bietjie uit die woordwaarhede deel oor die Heilige Gees en dit wat ons kan leer uit God se woord uit. As jy dalk vanoggend die eerste keer by ons aangesluit het en dat ek weet dat hier 'n paar besoekers by ons is, baie welkom van my kant af ook, het ons verlede week gesels en ons het geleer, hoorie maar, dit is moontlik vir God se Gees om in ons te leef. God se Gees leef in ons. En ons moes onsself daai vraag gevra het van, leef God se Gees in my? En vandag gaan ons verder en ons gaan bietjie gesels oor wat is die resultaat daarvan wanneer God se Gees in ons lewens inkom en as hy in ons harte bly. En ek sal nou so 'n bietjie meer daaroor gesels. So ons het geëindig met God se Gees leef nou in my. En toe ek ook daarna gaan luister het, dit is vir my so 'n groot en 'n kragtige prentjie en 'n waarheid om eintlik te besef. Want ek weet nie van jou nie, maar my ervaring is, ek kom baie maklik by 'n punt waar dit amper te veel is vir my verstand en vir my om regtig eintlik die implikasies daarvan te besef oor, hoorie maar wat dit eintlik beteken. Dat die Gees van die lewende God, die skepper van hemel en aarde, dat die Almagtige se Gees in my wil woon en by my wil wees. Dat hy 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week saam met my is, by my is en in my is. Dat ons huisves sy Gees. Dis 'n konsep wat ons moet ons koppe omkry en in ons harte verstaan wat dit vir ons beteken. In 1 Korintiërs 6 vers 19 kry ons die vers waar Paulus skryf en hy sê, julle liggame is 'n tempel vir die Heilige Gees. En dan praat hy juis van God se Gees wat in ons woon. Ek meen by kinderkerk leer ons 'n liedjie en ons probeer dit nou vir Emma ook leer van, en ek seker jy ken dit, wat sê, weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy is 'n tempel. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. So die wifi gooi my rond, so ek sit nou dit eers af. So jy is 'n tempel, ons leer dit al van daai tyd af, en ek meen dis heeltemal 'n preek op sy eie om te gaan kyk, hoorie, maar hoe kyk ons na hierdie tempel van die Heilige Gees? Kyk ons na dit wat God vir ons gegee het en die plek waarin hy woon? Is sy wessel skoon? Nou maar vergewe my, ek kan nie anders as om so 'n bietjie aan my realiteit te dink en in die situasie waarin ek myself bevind in hierdie fase van my lewe nie. Meeste mense weet nie al teen die tyd en is eintlik nogal moeilik om dit weg te steek, maar my liefste vroutjie Marigen, sy is 7 maande swanger. En jy kan dit sien. Ek wil dit op 'n baie mooi manier sê. Sy is 7 maande swanger met ons tweede babietjie en baba Erik is op pad Augustus maand en ons is baie bly. Sy is op daai plek waar alles is ongemaklik. As sy om 'n hoek stap, dan sien ek eers vir Erik en dan sien ek vir haar. En dit is eintlik so ongelooflik as jy gaan dink oor die tema waar ons vandag gaan praat in die konteks van 'n swangerskap en dit wat gebeur. En julle moet 100% weet dat ons is bewus 100% van die tyd dat sy moet versigtig wees dat dit wat sy doen, dit wat sy inneem, hoe sy beweeg, hoe sy lê, hoe sy staan, wat se beweging sy doen, alles het 'n effek op die baba wat huidiglik in haar baarmoeder groei. Alles het 'n direkte invloed daarop. Dit kan te veel kafeïne wees.
Dit kan die kos kan te spicy wees. Dit kan nie goed wees vir die baba nie. Daar's 'n sekere goed wat jy moet uitsny. Wat ek ook uitsny die tyd wat moeilik was in die begin, wat nou makliker is en ek gaan nie sê wat dit is nie. En party goed kan te hard wees, party goed kan te sag wees, dit kan te veel wees, dit kan te min wees. Dis hierdie balans wat jy moet kry van hoorie, maar wat kan ek doen, wat kan ek nie doen nie? Om seker te maak dat my liggaam is optimaal vir die groei van die baba wat plaasvind. En as jy in swangerskap dan sien jy die tasbare beeld van dit waar ons vanoggend gaan gepraat. Dat 'n vrou dra nie net 'n baba nie. Sy dra lewe. Daar's lewe wat in haar gebeur. En met tyd kan niemand dit mis nie. Mense, ek meen almal sal sien dat daar's lewe wat besig is om te groei. Haar liggaam word 'n plek waar iemand anders gevorm word, gevoed word en beskerm word. En dit is vir my elke keer net so ongelooflik om daarna te kyk en mense staan eintlik net verstom oor hoe die Here dit geskaap het en hoe dit gebeur en hierdie wonderwerk wat so voor met oë op die ou eind uitspeel. Ek meen vir 9 maande, wel eintlik bietjie langer as 9 maande, leef sy nie vir haarself nie. Sy leef vir iemand wat 100% afhanklik is van haar. Dit het alles verander, haar liggaam, haar emosies, daar kan ek julle baie vertel, ons gaan nie vanoggend nie, haar energie, haar slaap, haar asemhaling, haar hartklop pas aan vir iemand anders wat deel is van haar, wat staat maak op haar. Nou dit is hoekom dit so belangrik is vir ons om, as ons sê, maar ons is 'n tempel vir God se gees, hoekom daai prentjie vir my vanoggend so klein bietjie dieper is. En ons moet die impak daarvan besef. Dat dit is 'n plek waar God teenwoordig is. Dis 'n plek waar iemand wat heilig is, 'n plek waar iemand wat heilig is, kan woon. Weer oor. Net so wil God deur sy gees in ons woon, maar dis nie 'n oppervlakkige hoorie ek bly by jou nie, of ek is net by jou nie. Dit is 'n diep, bewustelike iemand wat by jou is. En wanneer dit by en in jou is, sal jy op 'n plek kom waar almal dit kan raak sien. As sy nou hier langs my moet staan, sal almal kan sien, ja, jy dra lewe, daar is iets in jou. Ons moet op by daai plek kom waar ons kan staan en selfs deur min te praat met mense kan kyk en sê, hoor, Jesus, maar daar's iets in jou. Daar is lewe in jou. Ons het klaar saam gebid, so ek gaan sommer verder van, Hugo het verwys daarna, vandag is Pinkster Sondag. Ons dink terug aan 'n tyd wat ons kan dit eintlik maar noem, dit is die verjaarsdag van die kerk, want dit is waar gewone, bang mense deur die Heilige Gees verander is en moedige, kragtige getuies geword het vir Jesus. Ek meen omtrent 10 dae na sy hemelvaart, 50 dae na Jesus se opstanding, lees ons in Handelinge 2, dat hulle bymekaar was en hulle moes gewag het. En ons gaan vandag daai deel 2 so 'n bietjie behandel en ons gaan gesels oor julle sal krag ontvang. So deel 1 het hier vir ons gesê, God se gees kan in ons leef en leef in ons. Vandag praat ons 'n bietjie oor julle sal krag ontvang. Volgende week gaan Hugo dit vir ons afsluit met deel 3. Julle het sy tema gehoor. En daar's nie volgende week sop nie, net hierdie Sondag, so maak seker jy bly. En jy geniet 'n lekker koppie sop saam met ons. Maar om vir jou so 'n bietjie konteks te skep en 'n prentjie uit te beeld, wil ek jou 'n storie vertel. Ek weet nie wie van julle sal dit herken nie, maar toe ek groot geword het, ek was bevoorreg om groot te word op die kweekskool van ons kerk en daar was groot oop areas, lekker buite areas. En ons het 'n game gespeel, 'n speletjie met die naam van Lantern Bekruip. Ken iemand Lantern Bekruip? Okay, so vir die van julle wat nie weet nie, dit werk so. Jy speel dit in die aand, dit moet donker wees, jy vat net een lantern en jy sit dit op iets of jy hang dit aan 'n boom en ons een persoon wat by die lantern staan. Dit is daai persoon se rol om die ander mense te vang terwyl hulle besig is om na die lantern toe te beweeg. Maar jy mag hulle net roep as hulle beweeg. So imagine jou nou, skets jou prentjie, maak 2 oor is piknagdonker. Daar's een lanterntjie met 'n vlammetjie wat daar brand of met 'n batterytjie.
Jy staan onder 'n boom en jy moet mense soek wat na jou toe kruip deur die bosse, agter bome en klomp goed. Dit was dat mense nie meer deur slange gepik was en goed nie is 'n wonderwerk, maar dit was baie lekker. So wat jy doen is jy staan daar, jy tel vir 'n paar sekondes, jy hou jou oë toe en hulle moet hulle posisies kry en daarna begin dit. Dan moet jy rondsoek en rondkyk reg om jou 360 grade en as jy natuurlik jou rug gedraai dan kom iemand nader. En so is dit klein Rassie se beurt om te speel. Ek wag al heeltyd, ek word heeltyd gevang, maar ek weet vandag ek gaan hierdie game wen. So jy wen as jy by die lantern is en jy bly oor en jy het almal uitgehaal en dis net jy wat oor is. En is my beurt en ek gaan staan by die lantern en ek staan so teen die boom en ek begin tel en ek draai om en ek gaan begin soek. Om 'n baie lang storie kort te maak, ek dink nie dit was 7 minute nie. Toe ek omdraai, voel ek so teen my skouer. Tap iemand teen my skouer. En wat ek nie besef het in daai tyd nie, is toe ek teen die boom gestaan en tel het iemand van agteraf so vinnig as wat hy kan gehardloop en reg voor my in die gras kom lê. En toe ek omdraai, het ek bo hom gekyk en ek het aangegaan en ek het hom nie gesien nie. En toe daai oomblik gebeur, nou dadelik dan stry ons. Nee, jy het gekroek. Maar hy sê, hoorie, ek lê nog die hele tyd hier. Jy het my nie raak gesien nie. En ek dink by myself en ek wonder maar hoe kon ek dit gemis het in daai oomblik dat iemand reg voor my lê en ek sien dit nie raak nie. En jy mis dit en ek kyk dit heeltemal mis. Nou daar's 'n rede vir my inleiding wat ek jou wil iets aanhak daarby. En ek wil hê jy moet dit so in jou agterkop hou om partykeer iets mis te kyk. Jy het dalk jou eie weergawe van die storie waar jy iets gedoen het en jy het iets misgekyk. Maar dit was hier reg voor jou. Ek dink daar is baie dele en gedagtes oor die Heilige Gees waar ek self 'n paar vrae wil vra en selfs met my verhouding met die Here en vir myself kan vra, maar hoe kon ek dit gemis het? Hoe kon ek hierdie wat hier voor my lê, hoe kan ek dit mis? As ek so deur die woord lees, as ek tyd in sy woord spandeer, dan wonder ek maar hoe verstaan ek dit nie? Hoe het ek dit gemis tot en met nou toe? Byvoorbeeld as dit sê dat ons sal krag ontvang as ons die Heilige Gees kry, hoeveel krag is vir ons beskikbaar deur die Heilige Gees? Sal ons ooit kan begryp hoeveel krag dit is? Sal ons ooit besef dat ek weet nie alles wanneer dit kom by God se Gees wat in my kom woon nie? Hoe werk die God se Gees deur my en hoe kan hy my gebruik om iemand anders aan te raak? Hoe kan hy my gebruik deur 'n stoel in die oggend rond te skuif of om te bedien by die kinderkerk of om te bid vir iemand? Hoe kan hy my gebruik om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe? Nou baie mense in die kerk en ek self soos Hugo gesê het verlede week ook, het baie meer konservatief in 'n mate groot geword oor ons denke en ons verstaan oor die Heilige Gees en die Heilige Gees se rol in ons lewe en dit wat hy doen. En dis nie noodwendig 'n slegte ding nie, maar daar's ander mense wat nou weer 'n heeltemal 'n ander experience daarvan het wat amper in 'n mate kan sê, jy's alles beleef, ek was al daar, ek weet dit, jy weet hierdie, jy gaan my nie verbaas nie. En ek sê nie die een is erger as die ander nie. Ek is nie om te oordeel, om te vir jou te sê wat se kant toe nie. Ons gaan vandag net kyk na dit wat die woord sê. Maar ek dink ons kom partykeer so baie op 'n plek waar ons so erg fokus op juis die dinge wat die Heilige Gees nie is nie. Of jy nou van die oortuiging is dat die Heilige Gees jou nie laat lag nie, of hy laat jou nie omval nie, of hy laat jou nie bewe of vreemd praat of geluide maak of ons fokus so baie op dit wat die Heilige Gees nie is nie. Ek dink dis juist dalk as gevolg van daarvan dat ons partykeer op 'n plek kom waar ons dalk eintlik uitmis op die goed en op die waarhede wat God eintlik vir ons wil sê. Soos hoorie maar, hierdie is dit wat my Gees doen. Maar ons fokus so op die ander. Want ek meen 'n veiligere opsie en baie keer is dit maar so om te gesels en weet ons gaan nie te veel praat oor die bonatuurlike werking van die Heilige Gees nie. Ons gaan nie te veel aandag gee daaraan nie. Maar dan kom ons terug by my storie. Waar ons onsself later gaan vra, hoe kon ek dit gemis het? Net om weer by verlede week uit te kom, Jesus bemoedig sy disippels, omdat hy weggaan en hy sê vir hulle moet aandagtig luister, en hy sê, ek sal die Vader bid,
en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Hugo het ons geleer en ook laat besef dat God se gees kan in ons leef. Ek gaan nie na hom kyk nie, ek sit hom net daar. Maar dan kom ek op 'n paar plekke partykeer waar ek myself in 'n posisie sit waar ek sê, hoorie, maar dis net ek. Dis net Rassie, dis net Erastus Bekes wat net nie indrukwekkend nie, normale mens. Hoe kan die gees van die lewende God kies om in my te kom bly? Waar ons onsself partykeer op 'n plek sit waar ons wonder, maar hoorie, verdien ek dit regtig dat God by my sal wil wees? Jy kan nou jou naam noem om jouself in daai plek te sit, maar dis net ek. Dit maak partykeer my brein eintlik bietjie seer om te dink dat die skepper van die heelal kom en hy sê vir elkeen van ons, ek kies jou. Ek wil by jou wees. By elke liewe een van ons wil hy wees. En 'n baie belangrike ding om te besef van die werking van die Heilige Gees is dat die Gees van God sal ons niks wys of iets leer wat in teenstelling teen Jesus se natuur of teen sy woorde is nie. Dis altyd in lyn met dit wat hy gesê het en dit wat hy gedoen het. As dit teen dit gaan, wil ek jou waarsku om dit mooi op te weeg en seker te maak, jy luister aandagtig. Want die Heilige Gees sal nooit homself teen dit wat Jesus gesê of ons geleer het, gaan nie. Die Gees van God, wanneer dit in ons is, dan sal dit ons altyd herinner aan dit wat Jesus klaar gesê het. Dit sal verdiep wat Jesus bedoel het in dit wat hy gesê het. En dit sal vir ons meer kan openbaar van Jesus. Die Gees trek mense altyd nader aan die ware boodskap van Jesus en wie hy is. Dis hoe die Bybel vir ons 'n lewende boek is. Hoe dit in elkeen van ons is in 'n ander situasie, maar dit kan so waarheid direk in jou lewe inspreek. Dis as gevolg van die werking van die Heilige Gees in ons harte en in ons lewens. 'n Manier om dit eenvoudig te stel is, die Heilige Gees skryf nie 'n nuwe storie nie, maar hy laat die woorde van Jesus lewendig word in ons lewens. Ons gaan verder met ons Bybelstudie en ons gaan 'n klein bietjie terug ook, net om jou, die wat nie verlede Sondag al was nie, om te kry waar ons nou is. Ek's amper klaar met my inleiding. En ons het begin waar Jesus het gesterf aan die kruis vir ons sondes. En dis die grootste oomblik in dit wat gebeur. En na 3 dae staan hy op uit die dood uit. Hy oorwin die graf, hy oorwin die hel, hy oorwin die dood. Hy staan op en hy loop rond op aarde vir 40 dae. En hy sê 'n paar baie belangrike goed. Nou kyk, as iemand uit die dood uit opstaan en hy sê iets, dan neem ek aan dis belangrik. En hulle het mooi geluister. Hulle het hulle ore gespits en hulle het mooi geluister. En in een van hierdie belangrike gesprekke kom Jesus en Lukas vertel vir ons meer daarvan in Handelinge 1 vers 4. Hy sê, terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. So, hy sê vir sy disippels, wat daai lang tyd saam met hom gewandel het en saam met hom was, wag net 'n bietjie. Moenie nou die hele wêreld ingaan. Ek meen, hulle het nou net saam met 'n ou gewandel, wat voor hulle oë gesterf het, wat voor hulle oë opgestaan het, soos ek sou wou dadelik uithardloop en letterlik almal wat ek sien van vertel. Maar wat doen Jesus? Hy sê vir hulle wag. Hy sê vir hulle wag, want hulle het nog nie daardie tipe krag of vermoë in hulle om te doen wat God van hulle gaan vra nie. In 'n paar dae sal die Heilige Gees kom en dan sal hulle toegerus wees om te gaan. Maar hulle moes eers wag. Hulle moes wag vir die krag. Nou ek wil hê jy moet jouself so bietjie net imagine in daai oomblik dat as jy een van die disippels was en die Bybel sê daar was tot en met 120 mense daar saam in die boefretrek. Jesus het gesê wat gaan gebeur. Maar hulle het selfs gesê dit gaan meer voordelig wees vir hulle om die Gees te ontvang as wat dit was om Jesus in persoon saam met hulle te hê.
Ek meen wat my uitgebou het verlede week is dat ons weet nou meer van die Heilige Gees as wat die disippels daai tyd daarvan geweet het. En Jesus sê vir hulle, wag, ek gaan vir julle iemand stuur. Ek sou gewonder het, hoorie maar, okay. Al hierdie groot klimaks het opgebou, Jesus het gesterf, hy het opgestaan, en nou sê hy vir ons moet wag. Ek meen, gaan daar iets met ons gebeur? Gaan ons nog sy boodskap uitdra? Wat is dit? Wat gaan op die ouend gebeur? En ek dink hulle het so klein bietjie dalk moontlik onderskat wat daai impak gaan wees van daai wag. En partykeer kan ons op 'n plek kom waar ons kan onderskat wat die impak van 'n harmonie gemeente kan wees onder die leiding van die Heilige Gees. Nie net in Hoërskool Bellville se saal nie, nie net in Bellville nie, nie net in jou area waar jy bly nie, maar in Suid-Afrika en die wêreld en vir almal rondom ons. Jesus sê hulle moet wag en hulle gaan krag ontvang. Maar hoe moes dit vir hulle gelyk het? Hulle het nie geweet nie. Hulle het nie 'n kursus gehad van Heilige Gees 101 om te weet hoe dit gaan lyk, wat gaan gebeur, wat hulle gaan doen, wat se kant toe dit hulle gaan lei nie. Hulle het geen verwysing nie, slegs die belofte van die Vader, dit wat Jesus vir hulle gesê het om te sê wag. Nou in vandag se tyd, as ons vir mekaar sê hoorie, ja, maar julle sal krag ontvang. Klink dit baie vir my soos 'n kerkversie of kerktaal of 'n, jy weet, dis half kragteloos, alhoewel dit praat van krag, maar iets wat ons dalk so maklik kan sê, hoorie, maar julle sal krag ontvang. Maar vir die disippels was dit 'n totaal en al 'n ander ervaring. Hulle het 'n groot verwagting gehad, wat hulle het geweet, daar gaan 'n definitiewe uitkoms wees van dit wat Jesus vir hulle beloof het. Alhoewel hulle geen idee gehad het, hoe dit gaan lyk en hoe dit gaan wees nie. Ek dink net, waar was hulle emosioneel op daai tyd, toe Jesus vir hulle sê, julle gaan krag ontvang. Hulle was hartseer. Hulle was verward. Jesus het nou net aan die kruis gesterf. Hulle moes met dit gedeel het vir daai 3 dae. Toe staan hy op. Al hierdie emosies wat hulle ingang, hulle is bang, hulle is onseker. Wat gaan die Romeine doen? Wat gaan die Fariseërs doen? Hulle leier, hulle rabbi gaan weg. Petrus dra nog die skaamte van sy verloning waar hy Jesus verloon het. Thomas voel nog so 'n bietjie sleg want hy het getwyfel en hy het nie regtig geglo dat dit Jesus is nie. Hulle het nie geweet hoe die toekoms gaan lyk nie. En hulle situasie het vir hulle bietjie half kom lyk eintlik soos, hoorie maar, dit is nou maar net die einde. Wat gaan nou gebeur? Hoe lyk hierdie pad nou vorentoe? En dan kom Jesus en hy sê nie vir hulle, hoorie maar, okay, hou vas, julle gaan al julle vrae gaan beantwoord word. Julle gaan suksesvol wees. Julle gaan 'n groot finansiële deurbraak kry. Dis nie wat hy vir hulle sê nie. Hy los hulle nie leeg nie. Hy bemoedig hulle en hy sê, julle sal krag ontvang. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek weet presies hoe dit voel om in 'n situasie te wees wanneer jy voel soos ek is nie sterk genoeg vir hierdie wat nou in my lewe aangaan nie. Ek het nie genoeg krag om te deel met dit wat nou in my lewe mee moet deel nie. Ek is nie sterk genoeg vir 'n diagnose wat ek by die dokter gekry het nie. Ek is nie sterk genoeg vir die spanning in my huwelik en daai moeilike gesprekke wat moet gebeur nie. Ek is nie sterk genoeg om weer op te staan en weer van voor af te begin en weer alles te probeer nie. Ek is nie sterk genoeg om met hierdie verlies in my hart te deel nie. Ek is ook nie sterk genoeg om te aanhou glo nie. Ek is te veel kere teleurgestel. Ek is nie sterk genoeg om te veg teen daai verslawing of daai ding wat 'n houvas op my lewe het nie. Ons was in hierdie week in Panorama Medikliniek in die ICU by een van die tieners wat 'n groot operasie aan 'n long moes gekry het. En sy is vir 12 dae in die ICU. En dis 'n kind wat baie energie het. Sydney wat hier gestaan het en haar belydenis afgelê het in verlede jaar. Hierdie sprankelende sonskyn kind moet daar sit vir 12 dae en hulle probeer uitvind, hoorie maar wat gaan aan. En mens kom by 'n punt waar jy sê, ek is moeg. Ek kan nie meer nie. Ek het nie genoeg krag om hierdie te doen nie. Maar hierdie punt bring ons by die positiewe nuus. Dit bring ons by daai plek dat Jesus kom nie na sterk mense toe nie. Hy praat met mense wat presies weet hoe swak hulle is.
wat as ons met onsself eerlik is, dan sal ons besef, hoorie, ons is eintlik swak. Maar as jy sit en sê, ek is nie swak nie, ek is sterk, dan is jy ook net trots. Maar ons is swak. En Jesus kom en hy weet presies wat hulle gaan nodig hê in daai oomblik en hulle weet wat ons nodig het en dit is juis sy krag en sy gees. Nou miskien kan ek dit so stel en ek weet hierdie week het ek hierdie woorde baie nodig gehad. Want is moeilik om hier te kom staan en te praat oor iets, maar dan is daar nog steeds goed wat jy ook self mee sukkel. Want ons kom nie hier en ons gee net vir jou inligting nie. God werk in ons harte ook. Sodat ons op 'n punt kan kom om iets te kom sê wat ons ook beleef het. Die Heilige Gees is God se antwoord vir mense wat weet hulle het nie krag in hulle self nie. Vir die mense wat weet hulle kan dit nie op hulle eie doen nie, mense soos ek en jy, elke liewe een van ons. Wanneer ek en jy nie meer kan nie, dan kom God nader en hy werk in jou. Ek meen Sonja se boodskap van, ek dink 2 of 3 weke terug het gesê, ek kan nie, maar Jesus kan. Dat ons by daai plek kom en weet, ons kan nie, maar God kan. Toe kom ons by die groot oomblik. Die dag van Pinksterfees, dis die 50ste dag na die opstanding, en teen daai punt het hulle al 10 dae gewag in die bovertrek. 120 mense vir 10 dae, ek sou kriebelrig geraak het. Ek sou gewonder het, okay, Jesus sê, ek stuur vir julle iemand. Great, hy het 3 dae gewag om op te staan, hy gaan sekerlik nie langer wag om iemand vir ons te stuur nie. Dit was 4 dae, 5 dae, 6 dae, 7 dae. Hoorie maar, dink jy iets gaan gebeur? Nee, ek weet nie. Ek weet nie of hulle party van hulle dalk al begin twyfel het nie, want hulle weet nog gaan iets gebeur, maar wat gaan gebeur? Hoe gaan dit lyk? Is almal nog wakker. Ons kom op 'n punt by Handelinge 2, en dis die skrif wat ons vandag oor gaan gesels, toe hulle met krag aangedoen is. Handelinge 2 vers 1 sê, toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waarin hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees gevul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om te doen, gegee het onder sy leiding, om onder sy leiding te doen. En hierdie is daai oomblik waar ek wil hê jy moet teruggaan en jy moet jouself terugvat na kindtyd toe en jou verbeelding kan gebruik oor wat gebeur hier. Nou ek weet nie hoe groot dit bovertrek is nie. Maar ek weet 120 mense is baie. Party van hulle het dalk iewers gegaan en dalk iewers gaan sit. Dalk op die trappie gesit, iemand het dalk begin teen die muur leun. Dalk sy kop so 'n bietjie teen die muur gesit en hulle het gepraat en gesê, hoorie maar, sê gou weer vir ons wat het Jesus gesê? Moet ons wag? En wat gaan gebeur? Hulle sit en iets gebeur wat hulle definitief omkant moes gevang het. Hulle sit en hulle praat nog so en hulle wonder hier, maar het Jesus vir jou dalk gesê wat gaan gebeur? Het Jesus vir jou dalk gesê wat gaan gebeur? Wat is dit? Wat maak so? Die Bybel sê hulle sit in 'n vertrek dat dit voel soos 'n sterk stormwind wat die vertrek vul. En 'n tong van vuur kom in die vertrek en hy verdeel onder hulle en hy gaan lê op elkeen van hulle. En toe ek nog so daar sien sit en ek sien hierdie rooi ding en ek voel hierdie stormwind, die Bybel sê die vertrek het geskud. Kyk ek so na Andreas en ewe skielik praat hy 'n dialek van Aramees wat ek nog nooit in my lewe gehoor het. En hier aan hierdie kant Petrus en hy praat 'n taal wat ek nog nooit gehoor het nie. En toe ek my weer kry, toe kyk hulle my aan en ek sê iets wat ek nie herken wat by my mond uitkom nie.
En dit vat iemand anders om na my toe te kom en sê, hoorie maar, jy praat 'n taal wat so min mense kan praat. In 'n afgeleë plek is dit net hulle wat daai taal kan praat en jy het nog nooit van dit gehoor nie. Maar jy praat my moedertaal. Hulle kom in 'n situasie waar hulle die evangelie boodskap hoor in hulle eie taal. En God het 'n klomp mense aangedoen en met sy gees vervul. Hy was by hulle. Hulle moes wag. En toe daai oomblik kom. Ek wens mense kon dit beleef het. 'n Groep Heilige Gees vervulde mense. Kragbelaaide mense, mans uit Galilea uit, mense uit verskillende areas uit, begin iemand anders se taal praat. Met die doel om die evangelie vir mense wat dit nodig het, te gaan gee in 'n manier wat hulle dit kan verstaan. Arabies, Italiaans, Hebreeus, Aramees, ek weet Afrikaans het nog bestaan nie, maar Afrikaans. Verskillende omgewings, verskillende dialekte, praat hulle die boodskap van Jesus in 'n ou se taal wat hy kan verstaan. En dis die groot ding, as jy wil hê iemand moet jou verstaan, praat 'n taal wat hy ken. Maar as jy iemand se hart wil aanraak, praat sy taal met hom. Sy eie taal. Nie net iets wat hy verstaan nie. Dit is die effek van die Heilige Gees se uitstorting. Hy kom en hy verander dit wat daar gebeur. En dit wat ons leer en wat ons agtergekom het, wanneer die Gees van God werk, kan niemand dit kleur nie. Jy kan dit nie keer nie, jy kan dit nie naboots nie, dit is bonatuurlik, dit is 'n onverklaarbare werking in iemand se lewe. Dan kom ek by 'n plek waar dit daai eie begeerte in my hart wakker maak, dat sê, Here, daar's nog soveel meer. Ek wil ook 'n stukkie van daai beleef. Is daar 'n kans dat ek iets van die werking van die Heilige Gees, meer van hierdie goddelike krag in my kan beleef? Ek wil dit in werking sien in ons lewe. Maar dan kom Petrus en hy was die prediker daar op Pinksterdag wat klomp mense na Jesus toe gekom het, maar hy kom met 'n verrassende boodskap, of eintlik 'n manier hoe hy dit benader, wat my nogal diep oor die gesprek laat dink het. En ek hou van hoe hy oor hierdie krag van God skryf, en ons gaan dit nou, ek wil hê jy moet dit probeer lees as jy dit vir die eerste keer lees. In 2 Petrus 1 staan daar, van Simon Petrus, 'n dienaar van die apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Petrus kom en hy herinner ons ook vandag, en is belangrik dat jy dit glo en dit ook besef, dat selfs in 2026 het ons dieselfde kosbare boodskap en dieselfde kosbare geloof ontvang as hulle. Ons het ook hierdie krag van God ontvang en is in ons, is beskik tot ons. Verder, hy gaan en hy sê, mag die genade en vrede van God steeds meer en meer julle deel wees, deurdat julle God en Jesus Christus, ons Here, regtig ken. En hoor wat sê hy nou, hy sê, deurdat ons hom regtig ken, en hier is die belangrike gedeelte, sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby hom te lewe. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. Hoe mooi is dit nie? Dis 'n vraag wat ons vir onsself kan vra vandag nog, dat hoor jy so, is dit iets wat jy nog steeds in vandag se tyd glo? En jy moet dit met jouself uitsorteer. Het ons ook daardie selflike goddelike krag ontvang, net soos Petrus en die res daai dag, om vir Christus te leef en om hom te dien met alles in ons. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. En dis waarvoor ons gered is. En dan raak dit nog beter. Vers 4 sê, hier dieselfde krag het hy sy kosbaarste en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat jy deel gekry het aan sy goddelike natuur,
so het julle vrygekom van die proses van agteruitgang, wat as gevolg van die neiging van ons menslike natuur, oral alles en almal laat sleg word. Sjoe, het dit al met jou gebeur? Het die Heilige Gees se goddelike krag al daai proses van agteruitgang van jou menslike natuur gestop en gesê, hoorie maar, tot hier toe en nie verder nie? Ek meen Nico het verlede week gesê wat my pa gesê het oor my. Ek het die boodskap geluister. Van die Heilige Gees sal hom nog uitsort. En hy het. En hy's besig. Dis 'n proses wat heeltyd aan die gang is. Het iets in jou verander? Het daai selfde krag al deel geword wat van jou lewe? Ons almal het 'n menslike natuur. En as ons dit net los en laat staan, dan gaan daai proses van agteruit gaan outomaties gebeur. Dis nie dat ons dit kies nie, dit gebeur, dit is die menslike natuur. Tensy hy dit stop. Deur die werk wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het en deur die werking van sy Gees. Is jou lewe so dat mense die gevolg van God se krag en die Heilige Gees se krag in jou lewe kan raak sien? Is dit sigbaar dat ons anders leef? Ek meen, hy sê ons het deel gekry van sy goddelike natuur. Dis sy belofte en dit werk nou in ons. As iemand na jou kyk, as iemand na my lewe kyk, sal hulle sê dat ek leef met 'n goddelike natuur in my. Hoe ek praat, dit wat ek kyk, dit wat ek doen, die plekke waar ek is, die manier hoe ek myself hanteer. Maar dan so nog, en hier kom ons by 'n groot gedeelte vandag, en dis ook my slotgedeelte, waarmee ek gaan eindig, en dit het myself net weer nuut laat kyk, om wat te dink, wat beteken dit om te bid en te soek en te wag, en dan, wat gebeur daarna? In vers 5 sê dit, en juis om hierdie rede, moet julle alles in die stryd werp, om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, en die volharding met godsvrug. Die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Dit is baie belangrik vir ons om raak te sien. Vers 5 sê, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp. Onthou, ons gaan terug. God het gesê, verlede week, het hy ons vertel dat God sê, hoorie maar, julle die Gees ontvang. Ons het alles wat ons nodig het vir 'n goddelike natuur en 'n lewe wat God verheerlik. Ons het dit klaar gekry. Ons het vandag gehoor, hoorie maar, ons ontvang die krag van die Gees. Jy kan ook nou sit en sê, okay, ja, ek hoor jou. Dis great. Dis wat die Bybel sê, maar my lewe lyk so 'n bietjie anders. Ek dink nie ek het die hele pakket gekry nie. Daar's dalk nog stukkies wat ek mis. As jy dalk naby so gedagte is, wil ek jou vat na 'n ander vertaling van dieselfde vers. Hy sê, juis om hierdie rede moet julle alles in julle vermoë doen om te wys dat hierdie beloftes vir julle waar geword het. Die Bybel sê nie dis 'n passiewe aksie nie, van jy moet net bly sit en wag, en dan in jou lewe sal sy krag en sy volheid en sy Heilige Gees inkom, en dit gaan net alles verander, en jy moet net sit en wag. Wat het gebeur toe die stormwind kom, toe die kamer ruk, en die Heilige Gees uitgestort het? Hulle het iets gedoen. Daar was 'n effek daarvan. Net so sê die woord vir ons moet alles in die stryd werp, en 'n stryd is 'n geveg, dis 'n bekleierery, om alles in die geveg te gooi. Petrus sê, hoorie maar, iemand met God se krag in hulle sal leef met deugsaamheid. Nou deugsaamheid is vir my is 'n groot woord, maar dit beteken morele uitnemendheid. Dit gaan nie net oor om oordentlik te wees nie, maar dit gaan daaroor dat die Heilige Gees verander wie jy is, om meer soos Jesus te wees en soos hy te word. Dis nie net om die regte ding te doen nie, maar om die regte persoon te wees. Dit verander wie jy is.
Ons is veronderstel om te verander wie ons is, om my menslike natuur weg te vat en toe te laat dat God met sy krag kan kom en ons verander en ons meer soos Jesus maak. En volgens Petrus moet ek en jy alles in die stryd werp om so te leef. So dis deugsaamheid, dan gaan ons oor na kennis toe, om alles in die stryd te werp. Ja, maar ek weet, ek ken nie die Bybel so goed soos jy nie. Jy weet, ek hou nie regtig van lees nie. Ek sukkel met die ou vertalings. Ons is op 'n tyd waar dit so maklik is vir jou om na die Bybel te luister. Om na 'n Bybelplan te luister. Om saam met mense te sit wat wie meer vir jou wat meer vir jou kan leer oor wie God is en wie Jesus is. As jy wil sê, Here, ek wil U leer ken, al hoe jy hom gaan leer ken is deur sy woord. En as hy sê, jy moet alles in die stryd werp, moet jy alles in die stryd werp. 1 uur 'n week om hier te sit en te luister, is nie genoeg vir jou geestelike oorlewing nie. Maar ons weet dit, maar dan doen ek niks daaromtrent nie. En dan kom ons op 'n plek waar ons wonder, maar hoekom sukkel ek nog steeds met dieselfde goed? Hoekom het ek nog steeds dieselfde vrae? Van die kennis gaan dit oor na die selfbeheersing toe. Ons het met die tieners ook hieroor gepraat 'n paar weke terug, want dit Petrus praat van selfbeheersing met volharding. Nou ek het al soveel mense in gesprekke, dan luister ek, dan hoor ek, dit klink asof hulle of amper die Heilige Gees wil blameer vir hulle eie, net dat hulle nie regtig probeer nie. Jy weet, ek het God gevra om hierdie verkeerde gewoonte van my weg te vat, maar jy weet, hy het nou nie, so dit is nou maar wie ek is, dit is nou maar hoe God my gemaak het. Ek het God gevra om hierdie wellustige drang van my al weg te vat, maar hy het dit ook nie gedoen nie. Ek het hom gevra om my verslawing van my weg te vat, maar hy het dit nie gedoen nie. Wat sê die skrif? Ons het dit in ons. Maar sit jou selfbeheersing saam met die krag van die Heilige Gees in jou en fight met elke moontlike effort. Werp alles in die stryd. Jy het daardie krag ontvang want God se Gees leef in jou. Dit sit alles in werking. Jy het alles in jou. Galasiërs 5:16 sê, maar wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So as ons op 'n plek kan kom waar ons 100% in lyn met God se Gees leef en ophou compromise met goed in ons lewens en alles in die stryd werp, want wat ons nie besef nie, is ons moet veg vir die oorlewing van ons geloof en ons verhouding met Jesus. Die vyand hou ons besig met klomp goed. Of dit nou jou selfoon is of jou TV is of gesprekke is, as jou aandag iewers anders is, dan is hy fyn, want as jy gemaklik. Dit geld vir alles, die selfbeheersing. As jy wil skree op iemand, as jy wil goed wys vir mense, as jy iemand wil iets aandoen, as jy wil lelik praat, as jy daai SMS wil stuur, as jy na daai website wil gaan kyk, as jy daai plek wil gaan besoek. God vra vir ons om elke effort in te sit, dat ons sal wys dat ons daai krag van die Gees ontvang het. Dis nie maklik nie, want ons almal sukkel met selfbeheersing en dit gaan effort vat. Party van ons meer as ander, en ek is een van hulle wat sukkel. Daar is die gevalle waar daar 'n wonderwerk gebeur het. Waar mense bid en sê, Here, ek wil nie hierdie hê nie, vat dit weg, verander my, en dit gebeur in daai oomblik. En is great en is amazing en ek prys die Here vir jou, maar ek is nie een van daai mense nie. Ek is een van daai wat moet fight, wat sukkel, as daar goed is wat 'n vashou kry op my, moet ek fight om dit te los. En dalk is jy ook daar. Maar God kom vandag en hy sê vir ons, dit wat jy nodig het om los te kom, om 'n lewe van oorwinning en van vryheid te hê, ek gee dit verniet vir jou, dis in jou. God se krag deur sy Gees is in jou. Ek beloof ek is amper klaar en ek weet julle is lus vir sop, maar die krag was af, so hulle maak nou eers warm, so gee my nog 5 minute. Ons moet fight met elke liewe stukkie effort in ons, want die vyand wil nie hê jy moet vry wees nie. Want dit bring ons by die volgende een, die volharding. Ons almal kom by daai plek wat ons voel, maar ek kan nie nog nie. Ek bid en ek fight en ek try, maar ek's moeg en ek's moedeloos. Hou aan. Hou moed. Hou vas aan die belofte wat God vir jou gegee het, dat jy het alles wat jy nodig het, gee hy vir jou.
Alles is tot jou beskikking. Jy het daardie krag gekry. God se gees was in Petrus en God se gees is ook in jou. Al daai bring ons dan by 'n punt waar ons by godsvrug kom. Die aanbiddende leefstyl. Dit vat effort om gedurig aanhoudend te bid en so te leef om ontslae te raak van die goed wat ons aandag afneem. Ons is in pyn. Dis moeilik, dis ongemaklik, maar ons hou aan. Om in die geraas te lewe van alles wat rondom ons gebeur, en of dit nou die dieselprys is, en of dit nou 'n oorlog is, en of dit nou 'n skietery is, om al die geraas af te sit en net te fokus op God. Om op daai een kant plek te gaan en in jou stilte net sê, Vader, my verhouding met U is al wat saak maak. Hierdie is die belangrikste. Om op Sondag te kom en saam te bid en aan te hou bid, mekaar te ondersteun. En dan kom ons by die laaste een en dis een van die grootstes. En dis die liefde. Mense gaan jou irriteer, familie gaan met jou beklei, kollegas is moeilik en jy hou van meeste van hulle nie. Die liefde kom nie van self nie. Dit vat werk. Jou huwelik oorleef nie net van self nie. Dit vat werk, dis 'n keuse om effort in te sit en dit te doen. Met almal, met elke verhouding, jou verhouding met die Here, jou verhouding met jou vrou, met jou ma, jou ouers, jou kinders. So kom ons by ons laaste vraag vanoggend. Ons weet dat God se gees leef in ons. Hy weet dat as ons sy gees het, sal ons krag ontvang. Ons weet dat ons alles gekry het wat ons nodig het om 'n lewe te leef wat getuig van God se goedheid en van sy guns, om meer te leef soos Jesus. En dan is my vraag aan jou, is dit wie jy wil wees? Is dit wie jy wil wees? Om met deugsaamheid te leef? Om 'n ander karakter te hê? Om goddelike kennis te hê? Om selfbeheersing te hê? Om te volhard? Om lief te wees vir mekaar? Een van die groot goed wat in my gedagtes maal aanhoudend en in baie, ek glo in jong mans veral, is ons wil nie nutteloos en onproduktief wees nie. Ons wil 'n doel hê. Ons wil 'n purpose hê. Ons moet iets doen. Petrus kom en hy gee vir ons die beste ding om te doen, die beste purpose om te hê. Hy sê in vers 8, hoe meer julle op hierdie wyse groei, hoe meer sal die feit dat julle ons Here Jesus Christus ken, veroorsaak dat julle nie nutteloos en geestelik onproduktief is nie. Daai is 'n geestelike waarborg. As jy gaan werk aan hierdie karakter issues, aan hierdie proses wat die Here ons deurvat, dat jy nie nutteloos en geestelik onproduktief sal wees nie. En dat jy ook nie sonder die Heilige Gees se krag in jou lewe sal wees nie. Dis amper 'n uitdaging. Is werk daaraan. Waar is jy? Petrus sê in vers 8, ek het dit net gelees, sorry. Ek sluit af met vers 10 en 11. Hy sê, daarom broers en susters, werk nog harder daaraan om met julle leefstyl te bewys dat God julle regtig geroep en gekies het. As julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal julle sonder ophou en sonder dat iets julle verhinder, kan deelneem aan die ewige koningsheerskappy van ons Here Jesus, van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Dis die grootste wonder, die grootste benefit van dit alles, is dat ons kan deelneem aan die ewige koningsheerskappy van ons Verlosser, van Jesus, van dit wat hy vir ons gedoen het. Maar dat God nie net langs jou wil loop en dat hy saam met jou in die situasie is waar jy is nie, maar dat hy binne in jou is. So wanneer jy weer môre boeg raak, wanneer jy môre weer in daai selfe versoeking is, wat jy al so lank mee sukkel om by uit te kom, of wanneer jy by 'n plek is, wanneer jy voel jy dit nie gaan maak nie. Ek hoop dat jy een ding sal leer van vanoggend se boodskap, is dit dat jy nie alleen veg nie. Ons veg nie alleen nie. Ek dink partykeer moet ons onsself met koue water in die gesig spat en onsself net herinner en sê, die Gees van die lewende God, die almagtige skepper van hemel en van aarde, leef in my. En dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor hom.
Maar as hy in jou leef, sal hy jou gebruik as 'n instrument vir sy koninkryk. Dat ons nie nutteloos of geestelik onproduktief sal wees nie. Die krag van die Gees van die lewende God woon in jou en werk saam met jou. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. My gebed, is letterlik my laaste sin, is dat jy op 'n plek in jou lewe al gekom het, waar jy weet, Here, my hart behoort aan U. Here, my lewe behoort aan U. Want as jy by daai plek gekom het, jy besef as Jesus sy lewe vir jou gegee het in jou plek en jy aanvaar dit, dan gee hy ook vir jou sy Gees. En om God se Gees te ontvang in hierdie lewe is die krag wat ons nodig het om aan te gaan. Want die vyand wil jou op jou knieë sien. Hy wil jou moeg sien, hy wil jou buite aksie sien. Maar ons moet krygsmanne, krygvroue wees in God se koninkryk. Kom ons bid saam. Vader, ek loof U wonderlike naam, Here. Vir die groot voorreg wat ons het om te kan besef vanoggend dat, Here, U Gees leef in ons. Maar nie net dit nie, dat as ons die Gees het, Vader, dan gee U vir ons krag. Here, U gee vir ons krag wat alle verstand te bowe gaan. En by dit kom deegsaamheid en volharding en liefde en kennis, Vader. Here, ek wil vra dat U elkeen van ons sal help en herinner en sal lei deur die Gees, Vader, dat ons dit 'n prioriteit sal maak, dat ons so sal leef, dat ons sal wys dat, Here, U Gees is in my. U goddelike krag is in my. Dankie dat U ons gebruik. Dankie dat U lief is vir ons, Vader. Gebruik Harmonie Gemeente as 'n werkstuk in U hand, Vader. Ons loof en ons prys die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie, Rassie. Vir al die senuwees dink ek julle kan hom 'n handeklap gee, hoor. Baie dankie vir die oordra, liewe vriende. Dis ietsie om te gaan herkou. God se krag, ek gaan nie oor preek nie. Gaan herkou aan wat die Gees met ons gedeel het. U is hartlik almal uitgenooi vir 'n heerlike koppie sop. Almal sin is lekkerder as myne, ek beloof. Ek gaan 'n seën gebed vir ons doen. U kan agtertoe gaan, kry net vir jou 'n koppietjie daar ergens en dan staan ons met die bakke sop so in die gang af. Mag die Here u baie ryklik seën. Vader, baie dankie dat u in ons is, saam met ons is, u wonderlike seën 'n volmaakte werk in ons lewe gedoen het en dat u Heilige Gees krag ons stuur om te gaan wees wie u wil hê dat ons moet wees. Mag u in ons lewe en deur ons verheerlik word en ook Vader, seën asseblief ons saam eet en saam kuier en ons verheerlik u in Jesus naam. Amen. U gaan in vrede, sien jou by die sop.